Dankbaar vir die wat al terug is. Lekker om die ou gesiggies weer te sien. Bruin gebrand in die son. Platsak. Dit is nou wat lekker is van die ouens wat nie op vakansie gegaan het nie. Hulle kan daarom nog Kentucky koop vanmiddag. Het is lekker om saam met julle te wees en net saam met julle die Here te kan aanbid en te verheerlik. En te weet die koning wat ons aanbid lewe. Hy is in beheer. As jy hom nie ken nie, buig jou knie voor hom. Leer hom ken vir wie hy is. Hy is aanbiddingswaardig. Ek wil vanmôre met julle so gesels en ek gaan my bes probeer om vanmôre nie vir julle aan die einde van my boodskap te sê ek maak nou klaar nie. Want my kinders sê ek sê dit 3 keer. Ek maak nou klaar, dan preek ek 'n bietjie en dan sê ek weer ek maak nou klaar en dan sluit ek nou af. So ek gaan probeer om dit nie te sê nie. So kom ons verdra my as ek dit sê. Lukas 11 vanaf vers 33. Ons gaan net so 'n paar versies saam lees. Julle moet julle Bybel saambring, kyk dat ek nie verkeerd lees nie. En as ek verkeerd lees, dan moet julle my stop en vir my sê. Lukas 11 vanaf vers 33 en niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborgde plek of onder die maatemmer nie. Wie sal so stupid wees? Wie sal so dom wees om 'n lamp op te steek wanneer dit donker is en om onder die bed of onder 'n maatemmer te gaan sit? En Jesus wil vir ons iets sê oor ons geestelike lewe. So hy sê niemand doen dit. Sit hom op in 'n verborgde plek of onder die maatemmer nie, maar op die staander sodat die wat binne kom die lig kan sien. Hy wil vir my en vir jou sê ander moet die lig in ons lewe kan sien. Die woord Christendom of die belydenis ek is 'n Christen is nie genoeg nie. Die hele wêreld is vol Christene, maar die wêreld het al donkerder en donkerder en donkerder geword vanweë die feit dat mense se lampies nie brand nie of hulle steek dit weg onder 'n maatemmer of iewers en niemand weet van hulle verhouding met die Here nie. So ander moet die lig kan sien in my lewe. Dan sê in Lukas 11:34 dieselfde gedeelte. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. So die lamp, dit wat jou hele liggaam verlig, is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou, want baie keer dink mense, hulle het die lig, hulle het lig in hulle, maar kyk wat sê Jesus hierso. Hy sê pas dan op dat die lig in jou, dit wat jy dalk dink lig is, dat dit nie duisternis is nie. Lees daai vers weer saam met my. Lukas 11 vers 35. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Die Engels sê dit so, verskoon my uitspraak. Hy sê make sure that the light you think you have is not actually darkness. Maak seker dat die lig wat jy het of wat jy dink jy het nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Wanneer word 'n lamp in 'n mens se lewe opgesteek of hoe vind dit plaas dat daar lig in my lewe is? En dit is baie eenvoudig. As jy net so eentjie teruggaan na met Jesus se leringe, sê hy die volgende in Lukas 11 vers 28 en hy sê salig is hulle wat die woord van God hoor. Sê gou hoor en dit bewaar. Sê bietjie bewaar. So dan word die lig in jou lewe aangesteek as jy nie net die woord hoor en by die deur uitstap en weer van die woord vergeet nie, maar wanneer jy die woord van die Here hoor, sê Jesus, en dit bewaar.
Die helderheid van die lig word bepaal deur jou gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Kan ek dit weer vanmôre sê? Hoe helder skyn jou liggie? Die helderheid van jou liggie word bepaal deur jou gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Kom ek lees vir julle die Nuwe Lewende Vertaling. Niemand steek 'n lamp op. Jy hoef nou nie in jou Bybel te kyk nie. Niemand steek 'n lamp op en steek dit dan weg of sit dit onder 'n emmer nie. Inteendeel, dit word op 'n staander geplaas om lig te laat skyn vir almal wat die kamer binnekom. Jou oog is die lamp van jou liggaam. 'n skoon oog. Partykeer nodig om die oog so 'n bietjie uit te vee, nê? As jy hierdie bril van jou partykeer dan wonder ek, het my oë nou verswak of wat? Nog meer verswak. En as ek die bril afval, dan sien ek, nee, maar dis my vrou wat my gepraat het. Al die spoegkolletjies sit hier op my bril. Nee, ek speel nou maar net. Maar jou bril word so 'n bietjie vuil, dan kan jy nie lekker deur hom sien nie, nê? Baie keer die stof en ja, as 'n ou skorrelgoed was en die water spat partykeer. Dis hoekom die vrouens voorskoot te dra, is 'n bietjie rof by die skorrelgoed. Maar in elk geval, jou bril word vuil, jou oog word vuil. Nou sê hy, 'n skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn, maar 'n vuil oog sly die lig uit en dompel jou in duisternis. Maak seker dat die lig wat jy dink jy het nie dalk duisternis is nie. As jou hele liggaam met lig gevul is, sonder donker hoekies, sal jou hele lewe stralend wees asof 'n helder lig op jou skyn, 'n spotlight wat op jou skyn. Dis wat die New Living Translation van praat. Dan Matteus 5 vers 14 kom Jesus weer, en hy praat min of meer oor dieselfde goed. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Julle, kinders van die Here, is 'n lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan sê hy, laat julle lig so skyn voor die mense. Laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle wat kan sien? Goeie werke. Laat jou lig so skyn voor mense. As jy wil hê jou lig moet skyn, dan moet daar goeie werke wees. Hy sê, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jou goeie werke moet jou nie verheerlik nie. Amen. Laat die een hand nie weet wat die ander hand doen nie. Sê Jesus op 'n ander plek. Jou goeie werke moet jou nie verheerlik nie. Jou goeie werke moet God verheerlik. Dis wat die woord van die Here vir ons baie duidelik sê. Nou, ek wil vanmôre so 'n bietjie met julle praat oor ons visie. Daar sien julle hom op die bord. Ruach, 'n huis wat sy heel beste vir God en sy mense gee. Dis die hartklop van die leierskap. Dis die hartklop van hierdie huis. Ons wil ons heel beste in 2026. Ek glo ons het dit in 2025 ook gedoen, maar nog meer in 2026 en in die jare wat die Here ons spaar voordat hy ons gaan kom haal, wil ons heel beste vir God en vir sy mense. En as ek praat van sy mense, dan praat ek van die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Ek praat van die plekke waar ons die woord gaan bedien, daar op die plase waar daar ook kinders van die Here is, waar ons gaan in gemeenskappe waar daar ook kinders van die Here is, wil ons heel beste as huis, as Ruach huis, wil ons heel beste vir God en sy mense gee, en die klem is op die gee, en ons breek die gee op, so 'n bietjie op. Die gee staan vir gesonde mense en leiers. Ons wil gesond wees. Ek praat van geestesgesond, ja, ook fisies gesond. Dis hoekom ek al 2 kilos verloor het. Nee, ons wil ook fisies gesond wees, maar ons wil geestelik gesond wees. Ons wil werklik gesonde kinders van die Here wees. En ons gaan hierdie jaar alles in ons vermoë doen om geestelik gesond te wees. Ons wil eg in ons geloof wees. Ouens, daar's een ding wat vir my dwars in die krop steek, is wanneer mense sê hulle is gelowiges en in die week dan wonder jy, waar is sy geloof, en
Hoekom praat hy soos wat hy praat? Hoekom tree hy op soos wat hy optree? So ek wil jou aanmoedig. My hart vir hierdie huis, my hart vir die kerk, vir die liggaam van Jesus, met die leierskap met wie ons gaan werk in hierdie jaar. Dit wat die Here aan ons gaan toevertrou, aan jou gaan toevertrou, is dat ons eg in ons geloof sal wees. Nie net sê ons is Christene nie net sal sê ons is kinders van God nie, maar dat ons ook die daad by die woord sal voeg, en dat ons werklik as kinders van die Here sal uitstaan, soos daai lamp wat op 'n staander gesit word, soos 'n stad wat bo op 'n berg staan en uitskyn vir kilometers en kilometers en kilometers ver, dat my en jou lewe soortgelyk aan dit sal wees. Ons wil eg in ons geloof wees, en ons wil ernstig in ons verhouding met God wees. En ek wil vandag weer vir jou sê, deur die genade van die Here en die krag wat hy ons gee, en die inspraak en die leiding van die Heilige Gees, en nog 'n dieper insig in die woord van die Here, wil ons hierdie huis bedien na die beste van ons vermoë, en wil ons jou help. Mag ek jou help hierdie jaar? Sê amen. Wil ek jou help, ons as leierskap, jou help om jou volle potensiaal vir ons hemelse Vader te bereik. Niks minder as ons beste nie. En jou lig te laat skyn, sodat mense iets van God se heerlikheid in my en jou kan sien, en wanneer hulle dit sien, dat die fokus na die Vader toe verskuif sal word, en dat hy verheerlik sal word. Nou, 'n lamp het olie nodig om te kan skyn. Stem julle saam met my? Ons almal ken mos jou olielampies, nê? Ons almal weet van beerdkrag, die wat nie sonpanele het nie. Hulle weet van beerdkrag, en hulle weet van die ou olielampie moet vol olie wees. Maar die ding is dit, jy kan die mooiste en die beste lampie hê wat daar op die mark beskikbaar is. En daar is mooi lampies. Maar as die lamp nie met olie gevul word nie, beteken hy vir jou niks. Die oomblik wanneer beerdkrag aanbreek, en dit donker in jou huis is, en jy daai mooi ornament daarvan 'n rak gaan afhaal, en jy wil hom aansteek, en daar is nie olie onder in hierdie lampie nie, gaan jy baie teleurgestel wees oor die geld wat jy spandeer het, en hierdie lampie wat jou net mooi niks in die duisternis help nie. 'n Lamp het olie nodig om te kan skyn. En dan wil ek sommer by sê, ouens, die kwaliteit van die olie. Belangrik. Die kwaliteit van die olie bepaal hoe helder die lamp gaan skyn. Belangrik dat jy dit sal onthou. Dit bepaal die helderheid van die lig. Alle olies brand, maar nie alle olie is effektief vir 'n lampie nie. Nie alle olie is effektief vir 'n lampie nie, en nie alle olie is geskik vir 'n lampie nie. So jy kan baie soorte olies in daai lamp gaan gooi, jy gaan verskillende resultate kry, verskillende uitwerkings kry, maar daar is 'n olie wat geskik is vir 'n lampie. En ek wil weer vanmôre sê, daar's baie olies op die mark. Daar's baie godsdiens op die mark. Daar's baie opinies op die mark. Nou raak julle 'n bietjie stiller as wat julle nou was. Julle was nou doodstil. Maar nou is julle nog stiller. Daar's baie denkrigtings op die mark. Baie goed wat mense sê, baie goed wat mense leer, wat mense preek. Maar dit is belangrik dat ek en jy die regte olie sal kry, en om die regte olie te kry, is dit belangrik dat ons na die woord van die Here sal kyk, en dat ons die woord van die Here sal lees, en in konteks sal lees, nie net 'n spesifieke versie gaan uithaal, en 'n godsdiens om hierdie versie bou nie, maar dat ons na die konteks, die inhoud van die perikoop, of die gedeelte wat ons lees, gaan kyk, en dat ons daaruit sal verstaan, wat die Heilige Gees vir ons eintlik wil sê. Kom ons dink so 'n bietjie prakties vanmôre. Wil jy met prakties dink? Waarmee vul jy jou lampie by die huis? Die wat lampies het, wat gebruik ons? Kom maar nou, ons nie die Heilige Gees nie, nee. Ek praat van jou lampie by die huis. Hoekom sitronella olie?
Okay, maar maak hy lig. Hy hou daarmee muskiete weg. Citronella olie is eintlik maar net 'n konsentraat van citronella saam met parafin. Maar ons gebruik parafin. Is dit nie so nie? Ons gebruik parafin wanneer ons die grondwoord is keroseen. Ek het so 'n bietjie gaan oplees, keroseen. In sekere lande praat hulle nie van parafin, hulle praat van kerosien of keroseen praat hulle van. Dis die mees algemeenste, die mees beskikbaarste, huisvriendelikste en eintlik ook een van die effektiefste olies wat daar is, of petroleums wat daar is, om in 'n lampie te kan gebruik. Maar nou kry jy ook ander olies. Jy kry baie ander olies wat gebruik. Jy kan olyfolie gebruik om in 'n lampie te gooi. Maar die probleem met olyfolie is dat die olyfolie nie so vinnig teen die put opbeweeg na die vlammetjie toe, soos wat die parafin sou maak wanneer jy parafin in jou lampie het nie. So die gevolg daarvan is jou vlammetjie brand so bietjie dowwer. Dis moeiliker vir die olyfolie om teen hierdie put op te beweeg. Hy brand so bietjie dowwer en hy gee nie vir jou die resultate wat die parafin vir jou gee nie. Dit veroorsaak 'n baie flou liggie. Nou in die antieke tyd het hulle van walvisolie gebruik gemaak. Ook vir lampies, hulle het dit ook in kersse gebruik. Baie helder het hulle gebrand, sonder rook, hulle het dit in kersse ook gebruik, maar dit is moeilik bekombaar. Deesdae gebruik hulle nie regtig meer hierdie walvisolie nie. Jy kan canola of wat hoe spreek ou uit, canola olie kan jy gebruik. Jy kan kasterolie gebruik, is nie net goed vir die maag nie. Dit gee 'n vlammetjie weerskante toe. So jy kan canola olie ook, kasterolie ook gebruik, en dan weer eens baie visolies wat hulle gebruik het in die antieke tye. Maar dit brand nie so helder nie. Die punt wat ek vandag wil maak is, hoe helderder en hoe effektiewer jy, effektief wil jy hê met jou geestelike lewe, hoe helder en hoe effektief wil jy hê met jou geestelike lewe in 2026 wees. Dan is dit belangrik om die regte olie te kry. En ek wil vandag vir jou sê, die regte olie vind ons in die woord van die Here. Die regte olie vind ons wanneer ons die Heilige Gees toelaat in ons lewe, sodat die Heilige Gees inspraak in ons lewe kan gee, sodat die Heilige Gees regstellings in ons lewe kan maak, sodat die Heilige Gees ons kan lei op die pad wat ons moet gaan en die besluite wat ons moet neem, en hoe meer ons oopstel vir hierdie Heilige Gees olie, die salwing van die Heilige Gees, hoe helderder sal ons liggies brand in hierdie donker wêreld waarin ons elke dag beweeg. So ons het die beste moontlike olie nodig vir ons lewens. Ons gaan nie in hierdie jaar wat kom enige alternatiewe olies probeer nie. So vergeet van die visolie, vergeet van die walvisolie, vergeet van die canola olie. Ons gaan die regte olie, en ons gaan in hierdie jaar gaan ons werklik poog om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Want ons wil hoor wat sê die Gees van die Here. Kan ek vandag vir jou sê, dinge daar buite raak net al erger, al slegter, mense is al negatiewer, mense het al minder moed, al minder hoop, maar ek wil vandag glo met my hele hart, wanneer die Heilige Gees olie in en deur my en jou begin brand, gaan daar 'n helder lig opstaan wat weer hoop in hierdie wêreld bring, weer hoop in mense se lewens bring. So ons het die olie van die Heilige Gees, ons het die salwing van die Heilige Gees in ons lewe nodig. Lukas 11:28. Hy sê, salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Nadat Jesus mense kragtig bedien het, sê hy die volgende. Hy sê elkeen dan, en ons ken almal hierdie gedeelte, want ons sing die liedjie van die wyse man wat sy huis op die rots bou. Gaan dit nie nou vir jou lees nie, ek lees net een versie. Hy sê elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Jesus is aan die woord. Ouens, ons kan nie net 'n sitplek kom warm sit nie. Ons kan nie net die woord Christen agter ons naam skryf en sê ons is op pad hemel toe nie.
Elkeen wat my woord hoor en dit doen. Dis die antwoord. En ek wil nie vandag vir jou sê, jou werke gaan jou red nie, maar ek wil vandag verseker vir jou sê, jou werke is 'n uitvloeisel van jou geloof in hom. Dis hoekom daar werke in jou lewe is. En is om hom te verheerlik. Dis nie om jou te verheerlik nie, dis om hom te verheerlik en sy naam groot te maak. En dis hoekom hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Sê 'n bietjie doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En dan die welbekende gedeelte daar in Jakobus, waar Jakobus praat en hy sê in Jakobus 1 vers 22, hy sê, en word daders van die woord. Hy moedig mense aan, word daders van die woord. Doen dit wat Jesus, en ek praat nie altyd van fisiese werke wat ons moet gaan doen nie, dit sluit dit ook in, ja, maar ek praat baie keer van gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. As die Heilige Gees met jou praat oor iets in jou lewe, dat jy daarmee sal deel. Wanneer jy weet jy's op 'n verkeerde pad, jy's besig om verkeerde besluite te neem, besig om verkeerde dinge te doen en die Heilige Gees praat met jou, dat jy daarmee sal deel en dat jy die regstelling sal maak en dat jy in lyn sal kom met die woord van die Here, want dis wat 'n dader van die woord doen. Hy hoor nie net die woord en hy gaan weg en hy vergeet daarvan nie, hy maak die woord deel van sy lewe, dit transformeer hom, dit verander sy hart, dit maak dat die lampie van sy lewe helder skyn. En ons het hierdie olie nodig in ons lewe. Word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Dis die bestanddele van die olie wat jou lampie nodig het in die jaar 2026. En ons hart is werklik dat my en jou lampies helder sal brand. Dat mense die verskil in ons lewe sal sien en dat God verheerlik sal word. Dan is daar 'n paar goed van jou kant af wat jy moet doen. As jy wil hê die lamp in jou lewe moet helder brand, is daar so 'n paar wenke wat ek vir jou wil gee. Nommer 1, hou die put van die lamp ten alle tye skoon. Want dit gebeur dat die put aanpak. Dit gebeur dat hy verstop. En wanneer hy verstop, kan hy die olie nie intrek nie. So hou die put van jou lewe, en is nou maar net 'n metafoor, 'n voorbeeld wat ek gebruik. Hou die put van jou lewe ten alle tye skoon. Hoe doen ek dit? Kom gereeld in die teenwoordigheid van die Here. Lees gereeld die woord van die Here. Sit dalk vir jou musiek op en aanbid die Here en raak stil voor die Here en wag op die inspraak van die Heilige Gees, en wanneer die Heilige Gees met jou praat, met jou deel, dan doen jy soos wat die Gees van die Here vir jou sê om te doen. So dis belangrik om die put skoon te hou, want dit verseker maksimum effektiwiteit in my en in jou lewe. Belangrik dat die put, nou gee ek jou sommer wenke vir jou lampie vir beerdkrag. So, gaan maak nou daai put mooi skoon, dan gaan jy sien, jou lampie gaan beter brand. Okay? Net so in jou geestelike lewe, maak die put skoon, en jy gaan sien jou lampie gaan beter brand. Dan 'n tweede punt, wanneer jy die put skoon maak, dan vat jy 'n skêr, en jy sny die put van die lampie, sodat hy skerp is. Want dit help die vlammetjie om beter te brand. Dis nodig dat daar 'n snoeiproses, 'n snyproses in my en in jou lewe kom. Dis belangrik, want as daar nie 'n snyproses, of kom ons noem dit nou maar vanmôre 'n snoeiproses in my en jou lewe is nie, en as ons dit nie wil toelaat nie, gaan die liggie al dowwer en al dowwer brand, en die olie gaan sukkel om bo uit te kom. So dis belangrik dat daar 'n skoonmaakproses is, dis belangrik dat daar 'n snoeiproses in ons lewe is, sodat ons meer effektief kan wees en meer vrug kan dra, want Jesus wil hê
En as jy dit nou glo, dan wil ek hê jy moet amen sê op dit. Jesus wil hê dat ek en jy vrug moet dra. Amen. Hy sê in Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok. My Vader is die landbouer. My Vader is die ou wat, is die een wat sny, ek wil nie sê die ou nie, dis respekvol. Hy is die een wat snoei. Ek is die wynstok, my Vader is die landbouer. Hy sê elke loot wat in my, ek is die wynstok, my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Maar hy sê hierdie ding, en ek wil hê ons moet op dit fokus. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. As jy vrug dra, sal daar altyd 'n ou takkie wees wat uitkom waar hy nie moet uitkom nie. En nou kom die Here en hy sê, my Vader is die landbouer en hy sny daai takkietjies uit. Hy kom en hy haal dit uit. Hy wil dit uithaal wat nie reg is nie en daarom kom snoei hy aan my en aan jou lewe sodat ons in die wynstok kan wees, in die wynstok nog beter kan groei en dat ons beter vrug kan dra. Hy sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Partykeer gebeur daar goed in jou lewe. En ek wil vandag vir jou sê, die vyand kan jou so maklik beroof van jou vrymoedigheid in die Here. Daar gebeur partykeer goed in 'n mens se lewe wat nie moes gebeur nie en wat nie daar hoort nie. En hoe maak die Vader skoon? Hy kom deur die Heilige Gees en hy openbaar hierdie goed aan ons. En hy sê ek wil hê dit moet verander in jou lewe. En ek en jy moet gehoorsaam raak aan sy stem, want dis die snoeiproses is, ek en jy word gehoorsaam wanneer die Vader met ons praat. Wanneer daar dinge in ons lewe is wat nie reg is nie, hy kom praat met ons, dis die snoeiproses, en ek en jy moet toelaat dat hy snoei. Gehoorsaam raak aan dit wat hy sê, dis belangrik, want anders gaan ons nie helder kan skyn in ons geestelike lewe soos wat ons veronderstel is om te skyn nie. Nou sê hy hierdie ding, en dis 'n aanmoediging. Hy sê julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hoekom? Want julle het my woord aanvaar. Maar nou sê hy, bly in my. En mag 2026 'n jaar wees waar jy in hom bly. Hy sê bly in my soos ek in julle. Moenie twyfel. As jy 'n kind van die Here is, jy het Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker, en jy stap 'n pad met die Here, dan is die aanmoediging vanmôre, bly in my soos ek in julle. Ek is in julle. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Bly in hom. As jy nie in hom bly nie, as jy hom nie opsoek nie, as jy nie soos Dawid kan sê, Here, ek wil in die huis van die Here bly tot in lengte vandaan nie, en weer eens spreek hy van die teenwoordigheid van God. Dis vir hom lekker om tempel toe te gaan, dis lekker om die Here se heerlikheid te aanskou. As dit nie vir jou is nie, dan gaan jy die vrug verloor. Maar hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ouens, ons het die Here nodig. En dis ons hart in 2026, dat ons in hom sal bly, hy in ons, en dat ons vrug sal dra, wat hom verheerlik, sodat sy koninkryk uitgebou word. Nommer 2, hou die vlak van die olie in die lampie hoog. Moenie op reserve ry nie. Want iewers gaan jy die lampie nodig hê. Hou die olie van jou lampie vol. Amen.
Want dan, en dit is belangrik dat ek en jy dit sal verstaan, dan hoef die put nie die olie so ver daaronder te gaan haal nie. Onthou, daai put vervoer die olie. En hoe moeiliker dit is om die olie te kry, hoe dowwer brand die lampie. Dis maar net 'n illustrasie wat ek met jou wil deel. Hoe voller die lampie, hoe meer olie in die lampie, hoe beter die lig. En daarom is dit belangrik dat ek en jy vol van die Heilige Gees sal wees. Maak jou lampie vol met die olie van die Heilige Gees. Wees sensitief. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, wees sensitief vir die Heilige Gees. En wees gehoorsaam aan die Heilige Gees. Want as jou lampie vol is, en jy vol van die Heilige Gees is, wil ek vandag vir jou sê, sal jou liggie helder brand in hierdie donker wêreld. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, maar word met die wat vervul. Word vol van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees toe in jou lewe. En mag ons in 2026 sê, Here, ek wil my lampie vol hou. Ek wil my lampie vol hou. Ek wil die Heilige Gees toelaat om in my lewe te werk, en ek wil gehoorsaam wees. Ek wil 'n lig wees wat helder skyn in hierdie donker wêreld. Hoe meer Heilige Gees, hoe helderder brand die liggie. Kom ons sê dit weer, hoe meer Heilige Gees, hoe helderder brand die liggie. En dat ek en jy gevul sal wees, dat ons nie met leë lampies, ouens en ons vul ons lampies, hoe vul ons lampies? In die teenwoordigheid van die Here. Ek wil dit weer sê, wanneer ons die woord van die Here lees. Hoe vul ons lampies wanneer ons hier by mekaar kom en ons kom staan in die teenwoordigheid van die Here? Daar's net iets besonders wanneer die liggaam van die Here by mekaar kom. Ek weet nie van jou nie, maar daar's net vir my 'n ander belewenis, daar's net vir my 'n ander ervaring wanneer 'n huis, 'n gemeente, 'n familie in die Here by mekaar kom en God begin verheerlik vir wie hy is en vir wat hulle gedoen het. Dit maak my lamp vol olie. Dit gee my krag vir die week, vir die dag van môre. Dit help my. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Word met die Gees vervul. Dan punt nommer 3. Hou die glasie. Die glasie is eintlik die koorsteen van die lampie, né? Want dis waar die trek is, dis waar die airflow is. Hou die glasie van die lampie altyd skoon, want dit maak dat daar 'n behoorlike airflow is en die lig kan helder deurskyn. Ek wil weer sê, hou die glasie skoon. Hou die glasie skoon. As iemand met jou goed deel, want weer eens, daar's baie olies op die mark. Bybel sê daar's baie valse leringe, daar's baie valse geeste, valse olies. Die regte olie is belangrik. Hou die lampie skoon, hou die airflow, laat die airflow reg is. Maak hom skoon. Gaan hoor, gaan kyk, moenie lui wees nie. Kan ek 'n amen kry? En ek praat van 'n geestelike luiheid. Moenie lui wees nie, gaan kyk wat sê die woord van die Here. Wanneer mense oor sekere goed praat, sekere goed bedien, gaan kyk wat sê die woord van die Here. En as jy dan nog nie verstaan nie, gaan soek hulp. Laat iemand jou help, maar hoor wat die woord van die Here sê, sodat die airflow in jou lewe reg kan wees en jy kan sien. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nommer 4, as jy jou lig meer effektief wil hê, nog meer effektief wil hê, wat moet 'n mens dan doen? Jy vat 'n spieël en jy sit hom agter hierdie lig, sodat die lig verder kan uitreflekteer. Sonder my kan julle niks doen nie. Ek en jy kan nie die lig alleen laat skyn nie. Ons kan hom nie alleen laat skyn nie. Ons kan nie effektief wees sonder die Here in ons lewe nie. Ons kan nie vrug dra as ons nie in hom is nie. So kom ons kry hom agter ons.
Kom ons vertrou hom vir die pad vorentoe. Kom ons vertrou hom vir leiding. Kom ons vertrou hom vir geestelike groei. Kom op 'n plek waar ons sê, Here, 2026 is my heel beste vir God en vir sy mense. Ek wil U ken. Ek wil reg wees in my geloof. Ek wil reg wees in my geloof. Ek wil ernstig wees in my verhouding met die Here. Nou ja, dit was so 'n paar praktiese wenke van hoe jy jou lampie aan die gang kan hou. En ek wil jou aanmoedig, hou ook jou geestelike lampie so aan die gang. Maak hom gereeld skoon. Man, Sondag vir Sondag, Woensdag vir Woensdag. Ouens, daar's sorggroepe. Daar's tye waar ons werklik diep dinge praat. Daar's tye waar ons lekker saam lag. Nee, as ons ysbrekertjies het en lekker saam lag en saam kuier, maar daar's ook tye waar ons diep dinge met mekaar deel, waar ons vir mekaar bid, waar ons mekaar se trane sien, waar ons mekaar se uitdagings sien. En dit moedig ons aan. Dit maak ons lampies vol olie. So ek wil jou uitnooi. Ek wil jou vandag vra. Raak betrokke, wees deel. Dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan nie oor vir ander pastore te sê, hey, ons het 'n gemeente van 200 lid. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor saam is ons beter. Gryp die dag aan. Maak die beste daarvan. Saam is ons beter. Hou jou lampie vol olie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord. En ek wil bid en vra, Here, dat U net hierdie eenvoudige gedagte wat ek vanmôre kom deel het, dat U dit aan elke hart sal seën. Here, dat ons lampies vol olie sal hou. Dat ons vol van die Heilige Gees sal wees, want Here, dit gee hoop. Dit gee moed, dit gee krag. Dit laat ons lig skyn in hierdie donker wêreld en Vader, ons hart is dat U verheerlik sal word. Help ons vandag, kom snoei in ons lewe, Here. Kom maak ons skoon. Partykeer pak ons aan. Partykeer is daar dinge wat nie daar hoort nie. Partykeer is daar net dinge wat eenvoudig gebeur, Here. Maar kom snoei ons vanmôre opnuut. Here, kom sny die punt van hierdie put in ons lewe, sodat ons weer 'n skerp lig kan wees in hierdie donker wêreld en dat U in en deur ons verheerlik kan word. En ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen.